Die Jode en die Grieke het elkeen hulle eie antwoord op sonde gehad. Volgens Romeine 1 en 2 het die Grieke al aan die sonde oorgegee, terwyl die Jode weggekruip het agter hulle geboorte uit die Joodse volk en die wet van Moses. Die oordeel van God het vir hulle almal gewag. In Romeine 3 vers 1 en 2 word dan die baie geldige vraag gevra: is daar dan enige voordeel daaraan om 'n Jood te wees? En het die besnydenis enige waarde? As die wet en die besnydenis nie vir die Jode verlossing bring nie, wat 'n voordeel het dit dan vir hulle om 'n Jood te wees? Paulus antwoord deur te sê die belangrikste voordeel is dat jy groot word met God se woord en dit jou kan help om te besef hoe nodig jy Jesus as verlosser het. Ek is baie dankbaar dat ek in 'n huis kon groot word waar ons saam die Bybel gelees en saam na eredienste kon gaan. Dit wat ek van God en sy woord geleer het my baie gehelp toe ek Jesus as my Here en verlosser aanvaar. As jy geen kennis van God en sy woord het nie, is dit nogal moeilik om 'n pad saam met die Here te loop, maar jy het geen agtergrond nie. En dit is wat Paulus vir die Jode wou sê. Hulle het 'n voorsprong bo die Grieke wat niks geweet het en sonder enige agtergrondkennis nie saam met die Here moes begin. Dit maak nie saak watter opvoeding en agtergrond ons het nie. Ons almal moet Jesus Christus as ons Here en Verlosser aanvaar. En dit wat ons voor die tyd geleer het, kan ons net help om na ons bekering ons pad saam met die Here te loop. Sou jy tot bekering gekom het as jy niks van die Here geweet het nie? Verstaan jy waarom kinders van kleins af die Here se woord moet leer? Hoe help jy hulle?